Right, so met hierdie klomp reën wat geval het, nee, wonder jy dalk hierdie jaar is dalk nou net daai jaar wie jy sukkel om in die lande in te kom. Is die drones regtig 'n opsie? Ek praat hier met Drico. Hy gaan my meer vertel. Hy het sopas sy nuwe speelding gekry hierso, laas week. 2 nuwe drones en die hele trailer generator, die hele besigheid. Kom ons vind uit, hoekom het hy hierdie roete gegaan? Hoe lyk hierdie hele opset en wat gaan hy nou eintlik met die goed maak? Drico, hoe lyk dit? Goed jy, Joep. Nee wat? Rustig, goed te loop. Okay, jy sê jy's opgewonde, jy gaan nou gaan speel, nee? Ja, nee, ek is soos 'n kind. Opgewonde soos 'n kind. Sê gou vir my, hoekom spesifiek die drones? Hoekom het jy gegaan vir drones? Kom ons begin met dit. Okay, so ek is 'n Lucerne boer. Huidiglik al die jare blaarvoedings, daai tipe goeders, ewen wurmgif. Ons sit dit maar gewoonlik deur die spulpunte. Effektiwiteit is nie so goed soos obviously as om dit direk op die blare te spuit. Ja, die water is te veel. Jy moet jou dosis meer maak, dit kos jou meer aan gif ensovoorts. So dis al 'n lang tyd wat ek dink aan om dit te doen en ek het finally toe nou maar die sneller getrek. So ek gaan op my Lucerne basies dan nou lekker blaarvoedings doen. Ek gaan gifbeheer, al die goeders beter doen want op die Lucerne het jy net 'n klein venstertjie om regtig met 'n boordsag met 'n hoogloopspuit of 'n trekkerspuit in te kom voordat jou Lucerne te groot is. So die drone is ideaal want jy trap die spore nie. Jy kan enige tyd spuit. En as dit by blaarvoedings en goed kom, wanneer jy die beste tyd om jou blaarvoedings te gee, is die Lucerne al te groot, dan wil jy nou nie spore trap nie. So dit is maak hierdie goed regtig dan maak die goed regtig sin want nou kan ek op die beste tyd my produkte toedien sonder om iets aan die Lucerne te doen. Okay, en sê vir my, hoekom spesifiek het jy op die XIG drones besluit? Jong, ek het maar gaan kyk na al die verskillendes, die DJI en die EA Vision en dan die XIG. Ek het eintlik maar net gaan kyk na die 3 verskillende brands. Wat die XIG aan betref, ek dink dit sy doeltreffendheid is beter as die res. Of hy nou 'n groter tank of kleiner tank het, dit maak nie vir my so erg saak nie want hy het 'n 60 liter tank, ek het die upgrade gedoen. Ja. So dis nie noodwendig 'n T100 of wat ook al so 100 liter tank nie, maar dit gaan ook nie net oor die tankie, dit gaan oor hoe vinnig kom hy terug van die land af, hoe vinnig land hy, jou fisiese effektiwiteit die hele tyd terwyl hy gaan. Ek meen hy land homself, jy hoef nie aan die remote te vat nie. So jy kan net heeltyd reg staan om vol te maak en hy gaan net weer. Die ding doen, ek het hom nou getoets nou die dag sy hektare wat hy doen op 'n tank. Die tyd wat hy vat om 'n tank leeg te spuit is great. Ek het gaan uitwerk, ek kan regtig seker 24-25 hektaar gemaklik, dis met alles in 'n uur doen. Sonder met al twee drones, sonder om te worry of sonder om hard te probeer, jy weet. So dit is hy loop glad. Die pompies is 'n groot ding soos jy mos nou al gewys het. Hy het mos daai peristaltiese pompe. So die parte en alles op die goeders is ook cheap om reg te maak. En ek meen jy raak mos baie keer innoverend met die goed wat jy wil spuit. Nou kan jy enige ding spuit wat jy wil. Ja, dit is so. Ek meen ons sal nog kyk wat ons alles gaan spuit. En dan okay, die drones is een ding, né? Maar dan ek wil gou 'n bietjie rondom alles die volgende gedeelte want ek sê altyd drones is eintlik maar 50% van die oplossing, né? En die res kom by dit rondom dit. Nou jy het nou gegaan met die Chemdust trailer, né? Ja, Christo by Chemdust het vir my die trailer gebou. Ek dink dis een van sy eerstes wat hy nou op sy nuwe hoe sal ek sê? Dis 'n nuwe trailer. Hy het altyd flowbins gebruik. Ja. Nee, toe het hy nou oorgeskuif na die tank toe. Nou hierdie noem dit 'n silindriese tank. Ja. En dan ja, die conical mix tanks wat jy aan die agterkant ook is. So ja, ek dink jy kan gemaklik 2-3, jy kan ewen 3 drones hardloop nou met die trailer want daar's genoeg liquids, daar's genoeg alles so. Okay, en jy het nie gegaan vir die petrol generators nie, verduidelik my gou kraggewys. Okay, ja, so ek het laat Mainso vir my 'n 30 kW diesel generator bou. Almal vra vir my hoekom so groot en is dit nie overkill nie. So
ek het 'n klomp generators op die plaas ook, so ek sien moes nou loop 'n generator wat 90% teenoor 60% die dieselverbruik verskil, al daai goeters. 'n Generator wat naby sy limit loop is baie swaarder op 'n groter generator wat 50% loop. So die ding loop op so 60% as hy al die batterye op een slag charge, plus as ek dan nou 'n derde drone wil bysit, dan kan hy hom ook bycharge. So as ek in die toekoms gaan ek 10-to-1 nog bysit. Okay, maar dit gee dan die opsie as jy dan nou nog drones wil bysit en dan kan jy hom sommer van hom af. Ja, want ek het nog oop plugs, so ek kan maklik nog 'n drone bysit, dan hardloop ek 3 drones met die een trailer. So dis deel van hoekom ek oversized gen gegaan het. En die ander deel is brandstofverbruik en ek meen 'n ding wat 60% loop heeltyd gaan langer hou as 'n ding wat 100% loop en swaar trek. So ek stem saam met jou en hy raas nie so nie. Ja, nee, hy loop doeksak. Jy kan daarom nog 'n vleisie braai langs die land en gesels terwyl jou drones vir jou spuit. Okay, en dan maar net op daai net, die goeders is dit wat jy nou getoets het tot dusver, voel jy autonomous, jy druk net die knoppies en dan gaan jy. Ja, jy weet, Rowan hulle van Nick het gekom, hulle het ons geleer vir my en Julian. Hulle het 7 uur aangekom en hulle is net na een weg. Toe weet ons presies hoe werk alles. Hulle het ons laat testruns doen. So dit het my 'n halwe dag gevat, toe snap ek alles. Toe weet ek presies wat ek doen. En dis baie easy. Nou, die opleiding is vinnig, hoe die ding werk op jou tablet is. Wat moet jy nie met die drone doen nie? Wel, jy kan met hom in die dam gaan land as jy wil, maar moet net nie iemand try optel met hom nie. Sê vir my en dan verduidelik my net hierdie mixing setup hier agter. Okay, soos ek verstaan het Christo self ook al 'n klompie dronewerk gedoen. So hy het regtig dink ek 'n goeie oplossing hier wat baie effektief is. Ek dink is omdat hy ook self al gesukkel het hy uitgefigure hoe om te maak. So van die generator af trek jy mos nou jou krag. So hier's 2 pompies. Een kom van die main tank af. Hy sit nou daar, hy kan van die main tank af trek en hy kan ook vir jou hy trek van die main tank af in jou mixers in. Daar die bokant kan jy besluit gaan jy al 2 mixers volmaak of net met een werk. Alles jy kan doen hierso net wat jy wil. Jy kan met een tank werk, jy kan met al 2 werk. Jy kan van die een tank af in die ander een inpomp. Dis soos 'n Lego set. Jy kan met hom speel en doen net wat jy wil. Uit die groot tank uit, bo op by pompie is daar actually nog 'n kraan vir 'n hosepipe. Ja. Sodat jy jou land hierdie enetjie. So dan kan jy daar waar jou drones gaan land en goeters, kan jy dan lekker die grond nat maak. Verder, dit is die transferpomp, noem dit dan nou maar transfer. En dan as jy nou in jou mixing tankies is, dan kan jy nou te kere gaan, jy kan nou as jy gou vinnig wil bulk mix, dan maak jy die groot krane oop. Hy sirkuleer alles deur. Jy die switches sommer net hier so. Die switches sit net hier so. So alles, jy operate alles net van hier af. As jy nou met jou gif en goed werk. Verder as die drone kom land, gaan jy net hier aansit, hy bly sirkuleer en dan gaan jy hierdie pyp rol jy dan nou af. Ja. So jou pompie is aan as die drone op pad terug is, sit jy net klaar jou pompie aan, jy worry nie verder nie. Maak hom oop, maak hom toe en jou drone vlieg weer verder. Vinnig. Ja, so dis glad nie moeite. Dis 'n one man operation as jy kan hom letterlik 2 drones 1 mens hardloop. Dis baie cool. En die feit dat hy homself land beteken jy staan klaar, hosepipe ready. Ja. Die drone kom net, maak hom vol, sit die 2 batterye in en dan gaan jy. Ja. Hoe lank vat die batterye om te charge? Ek het hulle getime van 40% af, want dis gewoonlik as jy 20 liter 'n hektaar spuit, die tyd wat daai tankie leeg is, dan kom hy terug met so 40% batterykapasiteit. So van 40% tot op 100% is 10 minute. Actually presies 10 minute. Per battery en dan gaan hy. Ja. En dis dan nog met die water ene of het jy al daai cooling towers? Ja, ek het die cooling towers. So ek het nou al die cooling towers. Een van daai cooling towers het ons volgemaak met 'n 5 liter waterkan, want ek het sommer besluit om van die begin af skoon water te gebruik, want hy het sulke klein jets wat mismaak. So ek wil nie hulle met blokkie. Ek dink hy vat so 3 liter, ek het nou nie gaan kyk nie, maar is 3-4 liter maybe. En ek dink ons het met daai water 12 batterye gecharge en toe is hy nog half. So ek dink jy maak jou chargers een keer vol en jy gaan spuit 'n hele sessie die aand en dan worry nie weer oor die water nie, dis wat ek skat.
Nou luister hierso, jy het daarom nou die goed op die Black Friday special gekry, maar wat dink jy nou van hulle wat die batterye halfprys is in die goed? Ja nee, ek meen dit is 'n deal wat jy nie kon los nie toe hulle ek sou aanvanklik die een gekoop het, maar toe hulle my vertel van die Black Friday special en die batterye is die helfte van die prys, want die batterye is soos jou tweede duurste komponent na die fisiese drone. So die batterye is letterlik halfprys vir Black Friday. Toe koop ek sommer nog eene. So dit is dit was vir my 'n goeie deal. So nou het ek 2 drones danksy Black Friday. Ja, dis 'n baie goeie deal. Okay, so een van die ander belangrike goeders wat 'n add-on is saam met die XAG drones, wat vir my nogal baie cool is die RTK stasie. Hy is nie so duur nie. So dis 'n goeie add-on om te hê. Hy maak vir jou, hulle sê in die Vrystaat waar dit plat en oop is, kan die ding nou in 'n 60 km radius sorg dat jou drone 1 cm akkuraat is. Ek skat hier waar ek is met al die bome en die heuwels en goed, reken hulle 30 km radius. So my hele boerdery val in jou geval onder die ding. So maak nie saak waar ek gaan nie, gaan ek 1 cm akkuraatheid hê danksy die RTK base station. Okay, so hulle nou laasweek die P150 Max gelaunch daar by Agritechnica. Dink jy nie mens my eerder gewag het vir dit nie? Ja, ek het die opsie gehad om actually te kyk na die 150 of om dit te vat. Hugo hulle van Nick het vir my gesê ek kan solank hierdie koop, maar dan betaal ek ekstra bo op dit. En wanneer die 150s inkom, dan gaan hulle net vir my omruil. Dan vat hulle die en gee vir my die 150s. Maar ek het teen dit besluit want met al die navorsing wat ek gedoen het, ek gesien hierdie is meer as genoeg. Ek het nie meer as dit nodig nie. Hulle is tried and tested. So ek vertrou in dit. Op die einde van die dag gaan dit in elk geval nie vir my oor wat se drone ek het nie. Ek weet hierdie goeds betroubaar en ek weet hulle eerste modelle vlieg al vir jare lank. Daar's van hulle wat al vir 8 jaar vlieg. So ek het vertroue in XAG self wat hy vir my jare diens gaan gee, maar dit gaan nie so seer oor wat se drone dit is nie. Dit gaan vir my oor dis 'n spuitoplossing. Dit is 'n tool wat ek kan gebruik om my boerdery beter te bestuur, om alles net te probeer beter maak. Op die einde van die dag gaan alles oor rand en sent. So ja, ek dink ons moet so erg worry oor die model of wat dit is. Dit gaan oor, is die ding effektief, gaan hy hou en bied hy vir my 'n oplossing vir wat ek nodig het in my boerdery. Right, so, dis Drico hierso van Hartsvallei. Okay, so, hy gaan 'n loseringspuit met daai goed, nê. Maar as jy in die mark is vir 'n oplossing en luister hierso tot en met 28 November, nê, as jy roer, dan kan jy nog daai Black Friday special kry. Dan kry jy batterye halfprys af. So maak seker dat jy nie daai ene mis nie. Dis 'n groot discount op daai ene en is net terwyl voorraad hou en sê ja, tot en met Black Friday. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.